Die een is 1 Korintiërs 10 en dan net 'n paar verse ook uit 1 Petrus 5. 1 Korintiërs 10 en dan 1 Petrus 5. Ons lees daarvan 1 Korintiërs 10, die eerste vers, ons lees tot by vers 13, kyk veral na verse 12 en 13. Die opskrif in my Bybel laat ons God nie versoek soos Israel gedoen het nie. En dan kom die woord van die Here na ons, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is, in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgodsdienaars soos sommige van hulle was nie. Soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel. En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoereer het nie. Daar het op een dag 23.000 geval. En laat ons God nie versoek soos sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Dis 1 Korintiërs 10 en daar gaan ons na die Petrusbrief, 1 Petrus hoofstuk 5. 1 Petrus hoofstuk 5, die laaste hoofstuk. En dan lees ons daar vanaf vers 4 af. En wanneer die opperherde verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so met julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed beklee in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Tot daar ons skrifgedeelte, die belydenis Sondag 52, ons gaan veral fokus, ons luister na die hele inhoud, maar dan veral die 6de bede. Vraag 127, wat is die 6de bede? Antwoord, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie.
wil U ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied. En in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal. Vraag 128, hoe sluit jy jou gebed af? Antwoord, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons bid dit alles van U, omdat U ons as koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys sal word. Vraag 129, wat beteken die woord Amen? Antwoord, Amen wil sê, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van Hom begeer. Tot daar dan ons belydenisgedeelte. Kom ons sing verder, Psalm 28, geliefde gemeente in Christus. Ja, aan die einde van die jaar het ons nou mooi aan die einde gekom ook van die behandeling van die Onse Vader. Dit behels 3 sake en ons fokus gaan veral op die eerste een wees en dan eindig ons met die laaste 2 sake. Die eerste saak is dan die 6de bede van die Onse Vader wat Jesus ons leer. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dan die tweede saak, die doel van dit alles, wat eintlik 'n samevatting is van die hele katekismes vanuit die skrif, die aanbidding van die Here, gebed, aanbidding, en dan die woord Amen, dis vas en seker. Nou, belangrik natuurlik soos die skrif, die opstellers van die katekismes het 'n navolgings van die skrif, het hulle ook die een saak het gevolg op die ander saak, vanuit die skrif. Sondag 51 het geëindig met die woorde, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe, en dan eindig dit met daardie woorde. En 'n mens moet nie die Onse Vader en al hierdie verskillende bedes net los, is maar net 'n klomp goed wat daar gegooi is nie. Dis met 'n sekere rede is dit waar dit staan. Hierdie woorde van ernstige voorneme waarmee antwoord 126 eindig, wys op ons hele dankbaarheidslewe wat vir ons belangrik is, want ons wil God aanbid en ons wil Hom eer. Dit wys op ons lewensgesteldheid, ons manier van dink en doen en glo, dat ons toegewy is in dankbaarheid teenoor hierdie Here, en ten einde nie net my lewe nie, maar my gebede, my woorde teenoor die Here spreek van hierdie versigtinge om ernstige voorneme om Hom te dien en my naaste lief te hê ensovoorts. Vraag 114 terug by die wet, het ons hierdie woord ook gehoor, maar kan die wat tot God bekeer is, wat nou gelowiges is, getroostes is, hierdie gebooie volmaak, gehoorsaam? En dan is die antwoord nee, want selfs die allerheiligstes het solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, hierdie dankbaarheidslewe, maar dan belangrik, maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme, 'n toewyding, begin om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. En nou die Onse Vader se konteks waarin die 6de bede is. Nou Here, help my. Help my dat ek wat my daaglikse brood betref tevrede mag wees en my nie vergryp nie. Wat hoor ons daarby? Antwoord 28.
U wat mag oor alles het en goeie dinge, geestelik, natuurlik, bo alles, maar ook liggaamlike dinge, dat U dit vir my gee, dat ek daarmee tevrede sal wees, dat ek nie in versoeking gelei sal word teenoor U of om te sondig nie. Daarom hierdie gebed, ook om, soos die Here my vergewe het, aanhou, nie net eenmalig nie, aanhou my naaste te vergewe. So teenoor die Here wat vir alles sorg, die eerste tafel van die wet, maar ook my naaste te vergewe, die tweede tafel van die wet. Die woorde daar, moet my nie verkeerd verstaan nie, mens kan nou al die dogma debatte probeer hou, lei die Here ons nou, is hy die skuld in die oorsaak van ons. Hierdie woorde wil uitspreek die versigtiging van die kind van die Here, dat ek nie in daai situasie beland nie. Aanbidding, toewyding aan die Here. Hoe die Here in watter situasies hy jou gaan laat beland, is vir hom om te besluit. So hierdie gebed is, Here, ek is nou 'n verloste, ek wil nie meer teen U sondig nie. Ag Here, help my, dat ek nie in daai situasies gaan kom. Verlos my van die bose wat wil hê, ek moet lewe asof ek nog nie verlos is nie. Dat ek sal toegee aan die sondes, eerste tafel, tweede tafel. En 'n mens moet hierdie band sien, geliefdes. Ons sien dit ook in 1 Korintiërs 10, aan die een kant word in die eerste gedeelte gesê, hier is die seëninge wat julle ontvang het, julle is nou verlostes uit Egipte, julle het alles ontvang in Christus, die bediening van Christus, vir die volk, julle het genoegsaam om geestelik te lewe, die geestelike verlossing, maar my volk, ek gaan vir julle sorg in die woestyn lewe, ek gaan vir julle genoeg gee, wat ons nodig het, né? Die daaglikse broodgedagte, wat genoeg is, sodat julle deur die woestyn lewe kan gaan, en ten einde in Kanaan kom, en u weet nou natuurlik, letterlike gebeurtenis, letterlik uit Egipte verlos, letterlik deur 'n woestyn gegaan, en letterlik in Kanaan gekom, wat alles 'n beeld is van die verlossing van sonde. Ek is met julle in julle lewe hier op aarde, op pad na die nuwe hemel en aarde. En Christus is genoeg, dit wat ons vanoggend ook gehoor het. En dan hierdie gebed wil dit dan juis beklemtoon dat die versigtiging is, Here, ek wil juis nie U gebooie oortree nie, ek wil bly in U guns. En die katekisme sê dit vir onsself, want waarmee begin? Mens kan hierdie katekismes deel, veral 127 ook sê, die oproep tot geestelike oorlogvoering, die heiligmakingslewe, lewenslang tot die laaste dag. En waarmee begin het? Dit begin met die slegte nuus, wat die gelowige moet weet, sodat dit ten einde vir hom goeie nuus is. Wat sê die heel eerste woorde daar? In ons dankbaarheidslewe, in ons gebedslewe, ons aanbiddingslewe. Ons is in onsself so swak. In onsself is die sleutelwoorde. Dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarom hierdie gebed. Dis wat ons gehoor het, geliefdes, wat Paulus daar vir die gemeente in Korinthe skryf. Geheiligdes in die Here, verlostes. 1 Korintiërs 10 vers 12. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Die wat meen dat hulle in hulle eie kragte kan staan. Dit wat ons sal sê, ek begin met Christus en nou wil ek in die vlees verder wandel. Die wat meen dat hy staan,
dat die genade en die krag van die Gees en die bloed van Christus en alles wat dit beteken, nie my ook in my heiligmaking en dan veral in die stryd teen die 3 doodsvyande, dat ek daardeur gedra moet word tot die laaste dag nie, moet oppas dat hulle nie val nie. En dis die misterie van vanoggend, die genadeverbond en ten einde die hele skrif. Aan die een kant die sekerheid van nie een sal my uit julle hand uitruk nie. Waarmee begin die katekismes? Daai troos. Nie eens een ou hartjie sal op 'n verkeerde, maar tegelykertyd is dit jy wat voluit moet stry in die krag van die Gees, in die bloed van Christus. En daar word dan in die katekismes, en dit word ook so genoem, né? Die 3 doodsvyande. Die duiwel, 1 Petrus 5 vers 8 het ons gelees, die brullende leeu. 1 Petrus 5 vers 9, in die hele wêreld is sy terrein en waar die aanslag is, die wêreld en net vinnig, ek glo u maak al weet dit, dis die onderskeid, dis nie die kosmos of die natuur op sigself, dis die sondige, gevalle, bose wêreld, verlos ons van die bose, verlos my van man wees of vrou wees of van die natuur of nee, dis die sondige wêreld met sy misleidinge en sy verleidinge. En dan belangrik, en iets daarvan sien ons in die vermaning van Petrus, né? En hierdie vermaning kom na kinders van die Here en selfs hulle wat dan in die ampte staan. Die verlos my, hou my aan verlos van die oorblyfsels van die sondige natuur, die in plaas van hoogmoed in die hart, dat daar by my as sy kind ootmoed sal wees. En hierdie stryd, wat in Christus reeds oorwin is, duur voort in die heiligmaking tot die laaste dag. Ja, geliefdes, dit leer 'n mens nou deur die hele katekismes, die woord, die Satan is oorwin, die wêreld is oorwin, ons sondige natuur is oorwin, maar die stryd van die teenwoordigheid en die gevolge daarvan is tot die laaste dag. En kyk hoe stel Petrus daardie bekende vers vir ons dit duidelik. 1 Petrus 5 vers 8 wat ons gelees het, wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Ons saligheid kan nie van ons weggevat word nie, maar ons kan verslind word, daar kan skade aan ons gedoen word. En dan staan dit daar, hom moet julle teestaan, julle moet hom teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En as mens nou nie tyd om dit te doen nie, maar as mens nou Petrus lees en jy sien dit in al sy nie net Petrus se briewe nie, jy sien dit in die Paulus se briewe, nou dan sien jy heeltyd daardie eers die troos, die sekerheid van die uitverkiesing, die werk van Christus is volbring, veral in die Petrusbrief, sien jy dit daar, 1 Petrus 1 vers 2, julle is uitverkorenes, 1 Petrus 1 vers 4 en 5, julle het 'n onverganklike bewaring wat julle sin is, 'n onverganklike erfenis, 1 Petrus 1 vers 9, julle is in die bloed van Christus, vers 23 en 25, julle is wedergebore, julle staan op die rots van Christus, sê 1 Petrus 2 vers 1 tot 10, wat in 1 Korintiërs 10 genoem word, die geestelike rots, die wat in Christus is vas en seker. En dan volg die oproep waarmee die katekismes nou hier eindig, ook deur die gebedslewe. Daarom die goeie stryd. Daarom dat julle geestelik, liggaamlik die goeie stryd van die geloof moet stry wat wesenlik deel is van ons
dankbaarheidslewe. En dan een van die wapens wat vir ons gegee word, waarmee hier nou juis geëindig word, is die 6de bede van dat ons geestelike oorlogvoering nie kan plaasvind sonder die lewe van die gebed nie. Hoor net die woorde daar in die katekismes, geliefdes. Wil U ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle, en kyk die woorde wat dit kwalifiseer om te wys, dit is 'n stryd, dat hulle ons sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie. En dit is werklik so, geliefdes, veilig in Christus se hand, waar die Satan oorblyfsels van die sonde, die wêreld. Nou, dink aan Openbaring 12, die Satan wat nou weggaan, hulle wat in Jesus vashou, hulle wat vanoggend se preek as regverdiges wil lewe, hy wil ons gemoed afbreek, hy wil ons negatief maak, te neergedruk, dat ons die gees bedroef, dat ons nie in hierdie geestelike stryd sal beswyk nie, totdat ons uiteindelik die volkome oorwinning sal behaal. Nou, hierdie is nou om die woordjie te gebruik, dis oorlogspraatjies, wat jy moet stry, in die krag van die Gees, op grond van die bloed van Christus. Staande hou, hoor daar woorde, staande hou, versterk, teestand bied, nie beswyk nie, volkome oorwinning. En dit is een van die belangrikste sake, wat ons nie net vir onsself heeltyd moet vertel nie, maar natuurlik ook as ons die woord uitdra, want dis die misleiding wat deur die afvallige kerk plaasvind en sê, daar is nie 'n oorlog aan die gang nie, daar is nie 'n geestelike stryd. En baie sal so ver gaan sê, ja, natuurlik daar's 'n stryd, maar dis net hemel toe, en nou hier wat my heiligmakingslewe betref, byt maar net vas. Daar kan nie ook oorwinning wees nie. Kyk wat sê die volkome oorwinning behaal. So die katekismes sê, deur in jou lewe kan daar ook en moet daar oorwinning wees, totdat dit volkome eendag gaan wees. En dis waartoe ons opgeroep word. En vanselfsprekend, jy sal dit weet, as ek sê daar's nie 'n oorlog nie, en vanaand daar's nie skelms wat rondloop nie, daar's nie mense wat in ons huise inbreek nie, wat doen ons? Dan gooi ons die deure oop en ons los die karre met die sleutels oral, want daar's mos nie 'n oorlog nie. So, ja, Christus het die belangrikste veldslag, hy het die oorlog klaar gewen, die gevolge daarvan is nou besig om in die geskiedenis uit te werk. En dis ook hoe dit in ons lewens van ons lewens is, né? Christus het klaar alles volbring, maar die geestelike stryd teen die Satan en die wêreld en die oorblyfsels van my sonde is tot die dag dat ek sterwe, of as die nuwe hemel en aarde kom. So dan belangrik, die eerste saak wat dan belangrik is vir die geestelike oorlogvoering, is dat ek weet hoe swak ek is. Nou, daar die eerste woorde. En hoor ons deur die valse kerk en die valse sielkunde, hulle wil dit juis anders omdraai. Hulle sê, kyk, jou persoonlikheid is so sterk en dit gaan alles van jou wil afhang, en ons sê nee, dis presies andersom. Paulus wat op 'n ander plek ook skryf, en hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. As ons weet hoe swak ons in onsself, nie net vir my ewige geluksaligheid nie, maar ook vir my dankbaarheidslewe, my aanbiddingslewe nou. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Want dis alleen, dink maar hoe die katekismes opgestel is, in navolging van die skrif, en dit geld nou so vir die geestelike oorlogvoering, en vir my dankbaarheidslewe. Dit begin
by dat ons verlore is in ons sonde en ellende. Ons kan onsself nie red nie. Ons het Christus nodig, sodat ek alleen deur hom gered word. En nou is dit in die geestelike oorlogvoering dieselfde. Dit begin nie van nou, ag die Here het my nou gered vir die hemel en maar nou is dit ek nie. Nou is dit net my eie planne nie. Nee, ek het Christus nodig vir my aanbiddingslewe, vir my gebedslewe. Daarom hierdie woorde wat ons met versigtiging elke dag bid, sodat ek kan staande bly, standvastig in die geloof tot die laaste dag toe. Want ten einde, en dit het ons net nou na verwys in antwoord 128, daardie woorde wat dan dit verbind met elke aspek van die Onse Vader wat ons bid, wat sê, ons bid dit alles van U, omdat U as ons koning wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee. En hier gaan dit nou prakties, julle weet mos baie van die blink boeke wat oral by Christelike handelaars verkoop word, 10 stappe tot geestelike oorlogvoering, 15 stappe, dan gaan jy amper nooit weer sondig nie. Wil dit net eenvoudig maak uit 1 Korintiërs 10, en dit is so bevrydend, maar ek kan nou nie sê ek het dit uitgedink nie, want dit staan klaar in die skrif vir eeue. Ons moet dit net omhels, dit moet ons opgewonde maak. As hy daar sê in die katekismus, en ons gaan dit nou sien uit 1 Korintiërs 10, wat mag oor alles het, oor daai Satan met al sy aanslag, die wêreld met al sy verleidinge, en dan veral hierdie oorblyfsels hier binne my, Romeine 7, dit wat ek nie wil nie, as ek my weer sien, doen ek dit, en dit wat ek moet doen, as ek my weer sien, dan doen ek dit nie. Maar hier is dit, geliefdes, ons alle goeie dinge wil en kan gee, sodat daardeur nie ons nie, maar U naam geprys word. Dis waarvoor ons bid as ons sê, lei ons nie in hierdie versoeking, verlos ons van die bose, dat ek nie daar kom, wat ek juis God se gebooie en sy goeie wil, wat uit my nou juis verlos, dat ek nie meer daarin sal lewe nie, dat ek dit nie meer sal soek nie. En nou die woorde daar veral. Ja, kyk wat sê Paulus daar in 1 Korintiërs 10, hy sê, daar is klaar, reeds in die Ou Testament, Christus is bedien, natuurlik op 'n ander manier as nou. Daar is dit vas en seker, hoekom is hierdie goed opgeteken? Kyk wat het die volk gedoen, hulle is klaar, hulle het alles in Christus klaar gehad wat nodig was vir hulle tyd, maar tog het hulle in die woestyn lewe, dit is nou ons lewe waarin ons ook nou is, het hulle nie deur die geloof erns daarmee gemaak nie. En dan, wat was die gevolg? Dat hulle in plaas van om die Here te aanbid en te bid, het hulle verval in afgodedienaars. Nou, die eerste tafel van die wet, om te oreer, die tweede tafel wat oortree is. En dan, vers 10, in stryd met gee ons vandag ons daaglikse brood en wees tevrede daarmee, het hulle gemurmureer. En kyk wat sê Paulus daar vir sy eerste eeu, maar vir alle gelowiges, vir ons vandag, hierdie goed is elke keer sê, hierdie dinge as voorbeelde opgeteken, is as 'n voorbeelde opgeteken, dat ons nie daarin sal volg, en dit is tot 'n waarskuwing vir alle gelowiges gegee, maar nou kom die sleutelwoorde, geliefdes. Vers 12 het ons reeds gehoor, die waarskuwing, moenie vir jou ewige geluksaligheid op die Here vertrou, maar as dit nou kom by elke dag se dankbaarheidslewe, geloofslewe, moenie daar op jou eie probeer staan. Moenie met Christus begin, maar in daardie dankbaarheidslewe nie. En hier kom nou die troos, geliefdes, dis so bemoedigend. Want geen versoeking, lei my nie in daai versoeking nie, maar geen versoeking, daar's nie uitsondering nie. Hoorie, maar my geval, my ouers het soveel dekades het aan my gedoen, my versoeking is bietjie sterker, sodat jy hoef nie te struikel, jy het anders nee, daar staan, geen versoeking het julle almal oorgekom, behalwe menslike nie. Weet jy hoe radikaal is hierdie teen alle humanistiese forme van mensgesentreerde sielkunde, berading of wat daar ook al is nie.
Met daai woorde sê, daar's nie iets kind van God, jy's in Jesus Christus, jy's in die bloed van Christus, ek het alles volbring, sodat watter versoeking jy ook al oor gaan kom, en nou, behalwe dat hy sê, dis behalwe menslik, en hy wil daardeur sê, dit is nie iets wat oor jou kom, en daar besluit ek, om iets verkeerd vir my vrou te sê, of daar besluit ek om te steel, of te horeer. Dis die kragte van die natuur wat dit oor my gebring het. Ag, ek was nog maar altyd so, en nou is dit nou maar hierdie vers wil sê, nee. Dis nie iets bo-menslik in die sin wat jy kan dit nie keer nie. En die tweede rede hoekom hy sê, jy hoef nie meer te sondig nie. Nou, jy weet hoe bely ons dit in die katekismes, in die skrif, voor die sondeval hoef ons nie te gesondig het nie, maar ons het. Na die sondeval kan die verlore mens, waar ons eers was, as verlore mense, in ons sonde en hulle, kon ons nie anders as om maar te sondig nie. Maar Christus het nou gekom. Nou geld hierdie woorde. Maar God is getrou. So die versoekinge wat van die Satan gaan kom, van die oorblysels in jou hart, van die wêreld gaan kom, is niks niets nie. Dis nie iets wat sterker as jy is, as gelowige nie. En Petrus het ook van hierdie stryd gepraat, want hierdie is 'n belangrike praktiese toepassing. Ek het net so 'n vinnige voorbeeld. Daai wat jy as kind van die Here, daar het ek weer gedoen wat ek so haat. Daar het ek weer geval, daar het wat ook al gebeur. Wat ook al gebeur. En dan doen ons daai verdere sonde. Ek is so uniek. Ja, julle almal, die ander mense kan gered word. Ja, daai dronkard gaan ophou drink. Ag, daai ou wat altyd, maar ja, my geval. En dis niks anders as daai hoogmoed wat daar in vers 5 gaan gepraat het. Asof my sonde is spesiaal en ek kan hom maar aanhou koester en ek kan hom maar aanhou 'n bietjie goed praat en alles. Want hy sê daarso, hierdie stryd waarin jy is, van die Satan en die wêreld en die oorblyfsels, die brullende leeu, daar sê hy wat geld vir alle gelowiges deur die eeue, van die eerste uitverkorene tot die laaste een, sê hy daarso, omdat julle weet dat dieselfde lyding, met ander woorde dieselfde geestelike oorlog, waarin alle gelowiges nog altyd was, en waarin jy nou is, en tot die laaste dag, dis dieselfde stryd wat opgelê is aan julle broederskap wat in die wêreld is, wat oral plaasvind. Maar terug na vers 13 van 1 Korintiërs 10, geliefdes, wat nie sal toelaat julle bo julle kragte versoek word nie, want, en hier is dit nou, maar hy sal saam met die versoeking, as jy dan daaraan beland, as die Here besluit, hy toets ons, hy beproef ons, saam met dit, sal hy ook die uitkoms gee. Daar staan nie, dalk of, ja, dit hang van toeval af nie, daar is ook die uitkoms, sodat jy dit kan verdra. Met daardie woorde, sodat jy verdra, beteken dat dis nie bo jou vermoë om gehoorsaam te wees, om dankbaar te wees, om nee te sê vir wat boos is, en ja te sê vir liefde en geregtigheid, in plaas van om te haat, om nou lief te hê. Om te steel, kan ek voor nee sê, ek kan ja sê in Christus, volgens die gebooie wat deel is van ons dankbaarheidslewe, om die Here alleen te dien, beide tafels, want daardie vers sê dit is. En ek dink ek het dit al in 'n vorige preek vir u genoem, in my bietjie gevalle van berading, en onthou ek preek te myself ook, geliefdes. As iemand 'n voorbeeld woede by het, elke keer uitbars, en vir my dan sal sê, maar dominee, dis maar hoe ek is, my pa was so, hy het maar kwaad geraak, en dan vloek hy my ma, en ek was hierdie gewoonte,
Dan vra ek vir so een wat, en natuurlik deel van die gesprek is om regtig so ver dit vir ons moontlik is om seker te maak of iemand regtig in Jesus glo, werklik 'n kind van God is en dis deel daarvan, maar op 'n punt dan vra ek so vir iemand, hoor jy nou die afgelope week, het jy in, sê maar in 5 daai gevalle beland, waar jy kan voel hier binne, nou kom dit. Sê vir my, het jy nou in al 5 kere gevloek en in haat uitgebars, en dan sal, wel, al die gevalle omtrent wat ek gehad sal sê, nee, daar was 3 keer wat ek omgedraai het en weggeloop het, en daar was 1 keer wat ek net daar besef het ek is verkeerd, en die ander keer het ek, en dan sê ek verby, jy hoef nie vir 15 jaar 'n sielkundige te gaan soek, jy hoef nie vir 20 jaar heeltyd 'n slagoffer van jou, ja, 'n boesemsonde en al daai goed te wees nie. Besef dat elke keer as jy sondig en jy's 'n gelowige, dan het jy gekies om te sondig. Dis die woorde van 'n menslike het nie oor jou gekom. Ag, daar toe ek weer sien, toe ek my vergryp aan drank of die seksuele of iets en daar's maar net, kyk, die hele wêreld doen dit. Nee. En geliefdes, dis ons almal se stryd. Dis die evangelie. Die evangelie, die goeie nuus bo alles. Ja, ons gaan nou daarmee eindig om te weet. Nou, die Here se beste kinders, 'n Dawid wat gestruikel het, 'n Petrus wat Jesus verloon het en sy oë gekyk het. Kan jy jouself indink dat daar vergifnis is, dat elkeen wat Jesus uitverkies het, nou die enigste troos nooit verlore sal gaan, en ons word getuig, ons word vermaan, maar deel van die goeie nuus is, geliefdes, en onthou, ek sê dit nie omdat ek dit reg kry nie, die stryd word eintlik erger, maar ons mag nie val vir die leuen dat die sondes het my nou maar net en ek kan nie verander nie. Nee, wat ons doen, as ek struikel, dan erken ons dit. Dis wat ons moet doen. Here, daar het ek al weer geval. Daar het ek weer gedoen wat ek haat, en wat nie in lyn, ek weet is nie in lyn met u woord nie, vergewe my. Ek probeer dit nie rasionaliseer nie, ek probeer dit nie goed praat nie, ek probeer nie my skoonouers of my ouers of die ANC of die land die skuld gee waar ek gesondig en besluit het om te sondig nie. En daarmee sê die prediker vanaand nie, dis maklik nie, inteendeel is 'n worstelstryd, dis moeilik. En daarom die antwoord laastens, as ons dit besef, dat in Christus het ek al die wapens om die Here lief te hê, my naaste lief te hê, volgens sy gebooie, hoe langer, hoe meer in dankbaarheid te lewe. As ek dit besef, kyk hoe sê Petrus dit daar vir ons, behalwe wat ons reeds in 1 Korintiërs 10 gelees het. Calvin sê dit, hy sê die oersonde van die mens is dit wat genoem word daar in vers 5 van 1 Petrus 5. God weerstaan die hoogmoediges. Nou, hulle wat dink, natuurlik bo alles die hoogmoediges wat dink ek het Jesus glad nie nodig nie. Ek gaan sommer met my eie werke in die hemel kom. Maar hy bestaan ook die hoogmoediges, my sondige hart om te dink ek kan vir 1 oomblik staande bly. Ek het nie die eredienste nodig nie. Ek het nie 'n broer nodig. Ek het nie my ouers nodig wat my vermaan en my heeltyd waarsku nie. Dis alles forme van hoogmoedigheid. Nee, ek weet beter, los my uit, ek gaan op my eie. Die Here weerstaan dit, en dan sê hy daar, hy gee aan die nederiges, hulle wat besef, hulle kan nie in hulle eie kragte staande bly nie, vir hulle gee hy die genade. Hoe doen ons dit? Verneder julle dan voor die kragtige hand van God. Dis die lewe van gebed, geliefdes, dis die woorde van die 6de bede. Ag Here, stoei, Here, hierdie oorblyfsels in my, veg daarmee deur u Gees en help my om daarteen te veg, om nie na die sondige oorblyfsels te luister nie, om nie deur die bose van hierdie wêreld verblind te word van 'n valse liefde nie. Here, help my
Dis die vernedering voor die kragtige hand van God, sodat, en daarmee eindig ons, is so troosvol, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En in hierdie lewe, geliefdes, gee hy vir ons. Ek ken nie elkeen se harte en stryd nie, ons almal het die stryd wat die Here vir ons gee om te stryd. Maar op die regte tyd gee hy jou al meer oorwinning. En wees bly. Hierdie week het ek 3, 4 keer uit 5 keer in die kwaad geraak en gevloek nie. Prys die Here. En Here, help my nog met daai ander geval of situasie. Ek sien die oorwinning, maar ek hou aan die stryd teen enige oorblyfsels. En dan sê hy, het jy gehoor hoe mooi doen ons katekismes dit ook? Wat 'n troos, totdat ons uiteindelik die oorwinning ten volle behaal, sodat Jesus vir sy stryders, daardie stryders daar in elke verhouding, daar in die stryd van die wêreld wat jy wil sê, gaan 'n ander pad, die Satan wat heeltyd aanval, dat ons die troos het, daai volkomenheid gaan kom, waar daar die stryd nie meer daar gaan wees. Dit gaan ons verstand te bowe, geliefdes. Maar sien nie nou, die stryd moet tot daai laaste dag gestry word. En daarom eindig ons met daardie woord van die katekismes, sonder om in detail te gaan. Heel aan die einde van die katekismes, soos heel aan die einde van ons gebede, al ons versigtinge vir 'n lewe van heiligmaking en dankbaarheid vir ons verlossing. Die Bybel eindig ook so met die woordjie, wat beteken die woord Amen? En ek dink baie keer besef ons nie die erns van hierdie woord nie. Dat mense maar net Amen links en regs. Besef die erns van dit, want dit sê dit beteken, en dit is in sy wese wat dit beteken, dit is waar en seker. Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor, as wat ek in my hart voel, dat ek dit van hom begeer. Wat 'n troos, om te weet, daai goeie stryd, Here, teen die oorblyfsels van die sonde, en die aanslag van die wêreld, en my bekommernis oor my kinders, en ek waarsku hulle, en ek roep hulle op, en die stryd van die Satan en alles, dat my grootste troos is dan ook nie in daai stryd wat ek moet stry nie, maar in hom tot wie ek bid en aanbid. Dat hy die finale Amen is. Want met daardie woord Amen, geliefdes, wat ons deur die geloof mee eindig, en ons leerprediking nou mee eindig, dan sê ons, dit is volbring. Dit is volbring. Christus alleen het alles volbring. Ook vir my lewe van dankbare heiligmaking. Dis waar en seker. Leef nou daaruit. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, hoor u, in hom is hulle ja, en in hom is dit Amen, tot die heerlikheid van God deur ons. Christus is waar en seker. Sy woord en alles wat dit beloof, ook vir die goeie stryd tot die laaste dag, is waar en seker. En ten einde sê ons laastens Amen, dat ook ons toekoms veilig in sy hand is. Wat saamgevat word in die katekismes, onthou jy reg daar in die begin, ons sê, wat is waar en seker? Dat die mens se grootste vyand, is nie een of ander politieke party of beweging of 'n ander volk of armoede of iets nie. Ons sê, wat is waar en seker? Wat is ons grootste vyand? Dat ek verlore is in sonde en ellende. Ek sê Amen, dat Christus my enigste verlosser is, my enigste troos in lewe en sterwe. En ek sê Amen, hierdie laaste deel, dis die aanbiddingslewe. Dat in Christus het ek alles wat nodig is, geliefdes, om nou dankbaar te lewe, om 'n lewe van bekering te leef, lewenslang, totdat die
volkome oorwinning en verlossing gaan aanbreek by my sterwe en dan vir al die wederkoms. So mag die Here u help. Mag die Here u help en my help en sy kinders help om te volhard tot die einde toe. En daarom wil ek eindig, geliefdes, waar die katekismes mee begin het. Wat eintlik, as jy dit nou hoor en jy dink aan al die onderrig wat jy ontvang het deur die hele jaar, by ons vat dit heel wat langer, want ek preek net elke tweede Sondag daaroor. Maar hoor nou net weer hierdie woorde en gaan kyk opnuut na die skrifgedeeltes wat daar bygevoeg is. Ek gaan dit nou nie lees nie by hierdie vraag en antwoord 1 van die katekismes. Tot ons troos en tot ons saligheid vir altyd. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dan is die antwoord dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my, vir al hierdie woorde vir hierdie laaste katekisme Sondag, en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles wat oor my lewenspad kom, moet inderdaad tot my saligheid dien. En daarom verseker hy ons, die Amen. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. Stop dit daar. Kyk hierdie laaste woorde vir nou, vir vandag en elke dag van u lewe tot die laaste dag. En maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan van vandag af en elke dag vir hom te lewe. Mag die Here ons elkeen genadiglik daarmee help. Amen.